Hier is jou vinnige oorsig van die boodskap jy is goed genoeg. Hierdie boodskap pak ons alledaagse worsteling met selfwaarde aan, deur na die antieke kulturele agtergrond van Jesus se tyd te kyk, om te wys hoekom jy beslis wel goed genoeg is. Nou ja, om te verstaan hoekom ons onsself so gereeld in twyfel trek, moet ons eerstens besef hoe skrikwekkend die antieke akademiese stelsel was. Weet jy, as 'n Joodse seertjie nie teen ouderdom 5 die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel kon memoriseer nie, het hy basies gefaal en moes 'n ambagsman, soos 'n visserman word. Dink net bietjie daaraan. Op 5-jarige ouderdom word daardie oudjies reeds deur die samelewing afgeskryf as nie goed genoeg nie. Sjoe, en dis juis hoekom ons volgende punt so hard slaan. Tweedens kyk ons na Jesus se radikale roeping. Toe hy as 'n hoogs gerespekteerde leermeester daardie gefaalde vissermanne nader trek, het dit alles verander. Ek meen, hoekom sou 'n man sy lewensbrood net so op die strand los om 'n vreemdeling te volg? Dis as gevolg van daardie onverwagse, lewensveranderende aanvaarding, wat vandag vir ons absoluut bewys dat jy gekies word, presies net daar waar jy is. Maar hoor hier, hierdie verligting beteken nie jy kan nou net lekker agteroor sit nie. Laastens kyk ons na die storie van die vyeboom, waar Jesus verwag het dit moet vrugte dra, al was dit buite seisoen. Dit daag ons uit met 'n ongemaklike vraag. Is ons net goed as ons veilig in die kerk sit, of dra ons werklik vrugte buite seisoen, wanneer niemand kyk nie en dinge ongemaklik raak? Uiteindelik is jy reeds gekies en verseker meer as goed genoeg. Al wat nou oorbly, is om daardie roeping voluit in jou alledaagse wêreld te gaan uitleef.